Ons begin met Majesteit Loof die Heer medley. Het is ongelooflik om die Here aan te spreek vanmôre as Majesteit en dit is ook gepas. So kom ons begin met daai lied asseblief. Nommer 16, Majesteit Loof die Heer medley. Terwyl ons met die loof is, wil ons graag Vonk 80 sing. Ek is bly, pragtige opgewekte lied, dis ons loflied vanmôre. Vonk 80, ek is bly. Ek is bly. Is lekker om almal van hier te sien. Ons kan nou voel, ek dink die winter is nou ordentlik hier. Ons gaan vanmôre afsluit met Vlam 16. Ek kyk op na die berge. Julle sal baie keer hoor dat dit Dominee Rian se foto met seëngroet is. Een van sy favourite liedere. So ons sluit vanmôre af met Vlam 16. Ek kyk op na die berge. Oh
Hy wat by die allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here: U is my toevlug. U is my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Amen. Broers en susters, die Here groet u vanmôre en hy sê vir u: genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur die liefde van ons Here Jesus Christus en deur die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, ons begin vanmôre met 'n pragtige loflied. Ons het nou al 'n paar mooi liedere gesing en ons begin vanmôre met lied 191. Nou 'n kort storieetjie net. Lied 191, elke keer as ons lied 191 of 190 saam sing, dan dink ek aan my baie vroeë dae in Bethlehem Wes gemeente. Jy sal onthou, in daardie jare baie lank terug was Tannie Eunice was die orgelis gewees. En ek was omtrent so 'n jaar in Bethlehem Wes gewees, toe bel sy my eendag. Toe sê sy vir my: Rian, kan jy asseblief vir my huis 'n draai kom maak? En ek kom toe by Tannie Eunice en sy sê toe vir my: gaan ek omgee as sy die liedere vir die erediens kies? En ek sê toe: jene Tannie Eunice, dit sal my baie help, maar hoekom? Toe sê sy: nee, sy het agtergekom dat ek ken net 5 liedere. En ek wissel hulle net. Elke week sing ek 3 en dan volgende week is daar 2 nuus. En ek het afwisselend lied 190 en 191 het ek gebruik, want dit is my gunsteling liedere. So vanmôre as ons dit sing, dan dink ek aan Tannie Eunice se woorde, maar dan dink ek ook hoe waar hierdie woorde is. Want broers en susters, iets in jou lewe word 'n gewoonte wanneer dit naby aan jou hart lê. Party goeie gewoontes en party slegte gewoontes. Maar lied 191 is een van daai liedere wat so diep in jou hart gaan lê, want dit gaan oor die grootheid van God. Dat dit jou wese, jou siel en jou DNA oorneem. En tot vandag toe is dit een van die liedere, as ek baie keer alleen is, moedeloos is dit een van die liedere wat ek self in my hart sing. En daarom vra ek, kom ons staan lied 191 en ons sing daarvan vers 1 en vers 3. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle bymekaar gekom. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie 2 gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Broers en susters, ek gee 'n oomblik van stil gebed. My gebed is vanmôre dat die Here in ons harte sal inboor. Dat hierdie samevatting van die wet vanmôre
in ons gedagtes sal maal, en ook dat die Here ons sal wys waar ons liefde teenoor ons naaste en ook liefde teenoor hom in ons lewens afskeep. Gee nou 'n paar oomblikke van stil gebed. Leeg, net met my sonde las, hou ek u verdienste vas. Ek kom om vergewing vra, want u het ook my skuld gedra. Amen. Terwyl ons so sit, kom ons sing as skuldbelydenis vanmôre Lied 239, die 3de vers. Broers en susters, ons sing vanmôre die hele tyd van die liefde van God. Ons sing die hele tyd vanoggend oor hoe groot God is en met hoeveel eerbied ons vanmôre voor hom staan. En ons het vanmôre die voorreg om God se onvoorwaardelike liefde, God se liefde wat jou kom soek, in lewende lywe en in aksie, prakties te sien vanoggend. En ons sien dit wanneer die Here 'n kind wat hom nog nie ken nie, nader trek en vasdruk en sê, jy is myne. Ek het jou liewer as wat jy ooit kan dink. Ek het jou lief, want jy is myne. Broers en susters, daardie gevoel wat 'n ouer kry die eerste keer as hy na jou kind kyk, dis daardie gevoel wat God die hele tyd in sy hart oor ons het. En daarom is dit vanmôre 'n voorreg, Dien, ek wil vir jou en Daleen vra om vir ons vorentoe te kom asseblief. Dien, Daleen, Huisel, baie welkom vanoggend hier by ons. Dis 'n enorme voorreg om saam met julle vanoggend die doop te vier. God se belofte wat hy kom maak aan Benjamin en dan ook die antwoord wat julle daarop gee om te sê, Here, ons sal hom groot maak vir u. Ons sal hom lei na u toe en ons sal hom vertel van u. En ons gebed is dat die Here julle sal seën en dat die Here julle sal krag gee. En hoe wonderlik is dit dat ons vandag op Vadersdag juist dit kan vier dien saam met jou. Ek sê dit baie keer by 'n doop. Ek het eendag by 'n begrafnis het iemand dit gesê en dis vir my die mooiste woorde en die mooiste getuienis. Hy het gesê, my pa het so geleef dat dit vir my maklik was om in Jesus te glo. En dis my gebed vir jou as vader en alleen vir jou as moeder. Nou voordat ons vir Benjamin inbring, wil ek net so 'n klein stukkie lees oor waaroor die doop gaan. Nou eerstens, die formulier sê ons word gedoop omdat die Here God 'n verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het. Vir Abraham, die vader van alle gelowiges, het hy gesê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Dis die belofte vanoggend. Ek sal julle God wees, maar ek sal ook Benjamin en Huisel se God wees. In die Ou Testament het die Here die besnydenis en die Paasmaal as teken gegee dat hierdie verbond geldig is. Daarna het Jesus gekom en hierdie verbond in sy persoon en deur sy verlossingswerk op 'n nuwe en 'n finale wyse bevestig. En as teken en waarborg van hierdie belofte het hy die doop en die nagmaal gegee. Ek wil vra dat Benjamin nou vir ons ingebring sal word. Baie dankie Jenny. Baie spesiaal. Presies nog. Hoe lief is Sissie vir Boetie? Gaan my kinders aan julle toe stuur. Daar sê, Dien Daleen,
Voordat ons by die beloftes van die doop kom, en julle ken dit, wil ek net laastens vir julle lees oor waartoe verplig die doop ons. Ons hoor, dis die belofte van God, en dan antwoord julle as ouers om te sê, Here, ons aanvaar hierdie verantwoordelikheid. Ons weet hierdie twee kinders is u sin. Ons is hulle aardse ouers, en daarom wil ons graag ons kinders vir u groot maak. En daarom lees ons, die doop bevestig aan ons alles wat God ons skenk deur die genade verbond, en maak ons bewus van die vaste grond waarop ons geloof rus. Daarom verbind die doop die ouers om hulle kinders soos hulle groot word, oor die betekenis en die eise van die verbond in te lig, vir hulle 'n voorbeeld te wees in die uitlewing daarvan, hulle op te roep tot die toeëiening van God se beloftes en hulle tot deelname aan die nagmaal te begelei. Ek gaan nou vir julle 3 vrae vra. Nou julle ken die vrae, julle weet waaroor dit gaan, julle het al daarop geantwoord en julle weet ook wat dit vra om 'n ouer te wees en jou kind vir die Here groot te maak. Ek gaan al 3 vrae vra en dan gaan ek julle as ouerpaar 'n kans gee om saam vir my hardop te antwoord. Is julle reg? Brilliant. Die eerste vraag. Bely julle dat alhoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en onder die oordeel van God staan, hulle in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word? 2. Bely julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat ook in ons belydenisskrifte vervat is en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van verlossing is? En 3. Beloof julle om hierdie kind, in besonder vanoggend vir Benjamin, van wie julle die ouers is, in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig? Wat is saam hardop julle antwoord? Kom ons bid saam. Ons driemaal heilige God en Hemelvader, Here, ons het vanmôre die antwoord gehoor van Dien en van Daleen. Ja, Here, waar hulle sonder huiwering of twyfel ja geantwoord het. Ja vir U, Here. Ja om vir Benjamin, wie U reeds oneindig liefhet, na die beste van hulle vermoë groot te maak en te leer van U. Dat hulle deur woord en daad hom sal begelei ook in sy lewe om 'n lewende, innige verhouding met U te hê en daarin te groei. Ek wil daarom vanmôre vir Dien kom bid as pa, Here, en vra dat U hom sal toerus, dat elke oggend as hy opstaan, die gebed in sy hart hom sal indring, Here, om te vra, help my vandag om 'n Godsvader te wees. En ook vanaand te vra, was ek 'n Godsvader? Here, so bid ek vir Daleen, dat U haar sal toerus as moeder, dat U haar ook sal seën met hierdie selfe vraag, en dat sy sal begeer om U liefde ook aan haar kinders en haar man oor te dra. Ek bid vir hulle as gesin, dat U hulle sal behoed en bewaar, dat die liefde en die genade altyd op hulle sal rus, in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, terwyl ons die doop in gereedheid bring, wil ek vra, kom ons sit net so, dan sing ons lied 290 en ons sing daarvan die eerste vers. Lied 290, vers 1. Benjamin Monteiro, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Ons driemaal heilige God en Hemelvader, Here, dankie dat U U liefde en U genade en U wonder vanmôre kom beloof aan Benjamin. Hierdie verbond is 'n innige verbond, Here, en is 'n verbond wat by U begin en by U eindig. Dankie dat U ons vasgryp, lank voordat ons nog eers U naam ken. Here, dankie dat U ons liefhet, nog lank voordat ons U kan teruglief hê. Here, en daarom bid ons vir Benjamin vanmôre, dat hy U sal leer ken, dat hy saam met U sal wandel, Here, dat hy in U naam groot dinge sal doen. Here, dat elke gawe, elke talent wat U aan hom toevertrou het, dat hy dit sal uitleef tot volle verheerliking van die koninkryk.
mag jy hom seën as jong man, dat u naam altyd in en deur hom verheerlik sal word. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil nou vir Ebert vra om namens die kerkraad geluk te sê. Daleen, mag ek op vir die gemeente wys? Baie dankie. Broers en susters, sê baie welkom vir ons nuwe lidmaat, vir Benjamin. Kom ons gee hom 'n lekker hand. Daleen, kan ek op jou teruggee? Daar's hy. Baie dankie. Baie dankie. Sterkte vir julle. Broers en susters, ons kom by ons skriflesing vanmôre. U kan die Bybels oopmaak. Ons gaan 2 gedeeltes saam lees. En ek gaan nou verduidelik waarom hierdie spesifieke 2 gedeeltes. Die eerste gedeelte is Galasiërs hoofstuk 1 vers 1 en vers 2 en dan die tweede gedeelte is die laaste verse in die boek 2 Timoteus hoofstuk 4 vers 22. In my Bybel is dit op bladsy 244 Galasiërs 1 vers 1 en 2 en dan in my Bybel 2 Timoteus is bladsy 282 in my Bybel. Kom ons bid saam. Ons Here God, ons dankie dat ons met vreugde, aanbidding en verwondering vervul kan word vanmôre. Here, ons is hier om diep voor U te kom neerbuig, want U is die lewende God. U is die enigste Here. Here, en U is ons God aan wie ons vasklou. Maar U is die God wat ons vashou, ook Here, partykeer wanneer dit vir ons moeilik is om vas te hou. Here, wanneer ons greep op U verswak en verslap, Here, is U die een wat stywer en stywer vashou. Dankie, Here, dat ons kan weet, U gee nooit op nie. Here, dankie dat ek kan weet, al die afdraaipaadjies ken ek, maar elke keer het U my kom haal. Dankie, Here, dat ons vanmôre vir ons vaders kan bid. Dankie dat ons hulle kan aan U opdraai, Here, en vra wees met hulle. Here, as paas is ons breekbare mense. Partykeer kruike wat gekraak is, wat stikkend is. Ja, Here, en partykeer voel ons nie soos die beste ouers nie. Maar dankie dat U genade ons behoed en bewaar. Dankie dat U deur U liefde ook ons foute, Here, toevou en vergewe. Dankie, Here, vir elke pa vanmôre in hierdie kerk, vir elke persoon wat hier sit, wat sy vader nog lewe. Dankie ook, Here, vir elke pa wat nie meer by ons is nie, vir die waardes wat hulle in ons lewens gelos het, die liefde wat hulle ons geleer het, ja, Here, en elke stukkie waarheid wat hulle in ons lewe ingeploeg het. Ons bring vandag aan U die eer en wil vir U sê dankie. Maar Here, ons wil ook bid vir elke pa, dat elke pa ook die verantwoordelikheid sal voel, Here, om die geleier en die geloofsleier ook in ons huise te wees. Here, dat ons so sal leef, dat dit vir ons kinders maklik sal wees om U te volg. Breek asseblief nou U woord vir ons oop, in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, ons 2 teksgedeeltes vanmôre is Galasiërs hoofstuk 1 vers 1 en 2 en dan direk daarna 2 Timoteus 4 vers 22. En jy sal sien die tema vanoggend is Paulus se eerste en Paulus se laaste woorde. Nou as jy mense in die Nuwe Testament kyk, dan sien jy dat Paulus 13 briewe geskryf het in die Nuwe Testament. Nou wat interessant is van hierdie 13 briewe, is dat hierdie briewe, as ons die Bybel deurblaai, dan sien ons dat hulle nie in kronologiese volgorde gerangskik is nie. Met ander woorde, die briewe van Paulus is nie in die volgorde gerangskik waarin hulle geskryf is nie. Hulle is op 'n ander manier gerangskik. Die briewe van Paulus word in 2 groepe verdeel. Eerste is die briewe wat hy geskryf het aan die gemeentes, en die tweede groep is die briewe wat hy geskryf het aan individue. En dan wat gebeur is, binne hierdie 2 groepe word die briewe van Paulus verder verdeel van die langste na die kortste briewe. Nou as 'n mens Paulus se briewe kronologies lees, met ander woorde in die volgorde van wanneer hy hulle geskryf het, dan leer jy en sien jy iets ongeloofliks raak. Jy sien iets raak van Paulus se lewe,
Jy sien iets raak van waar Paulus se lewe begin het en waarmee Paulus se lewe afsluit. Dis amper asof dit 2 hande is wat Paulus vashou in hierdie lewe. 2 hande wat Paulus vasgryp en hom vasdruk en hom dra deur elke moment van sy lewe. En dit is waarna ons gaan kyk vanmôre. Dis die 2 teksgedeeltes. Galasiërs word deur die meeste kommentare beskryf as die eerste brief wat Paulus ooit geskryf het. Met ander woorde, die heel eerste brief wat Paulus aan die kerk skryf. En lees saam met my, hoe begin hy sy eerste 2 verse? Hy begin en hy sê van Paulus, hy identifiseer homself. Hy sê, dis ek wat die brief skryf. En dan sê hy, 'n apostel. Nou, belangrikheid om te weet, net 'n stukkie agtergrond oor 'n apostel. 'n Apostel het 2 belangrike dinge wat jy moet weet. In die eerste plek is dit iemand wat met gesag kom. En Paulus sê vir ons duidelik waar sy gesag vandaan kom. Dit kom van Jesus af. Maar tweedens is 'n apostel 'n boodskapdraer met 'n baie spesifieke en 'n pertinente boodskap. En dit is waarna ons gaan kyk in hierdie eerste verse. So eerste woorde van Paulus is die volgende. Hy sê, van Paulus, 'n apostel van al die broers wat saam met my is. Dat ek 'n apostel is, dank ek nie aan mense nie. Ek is ook nie deur 'n mens aangestel nie, maar deur Jesus Christus en deur God die Vader wat hom uit die dood opgewek het. Dis die eerste ding waaroor Paulus skryf. Die heel eerste ding, die heel eerste brief wat Paulus skryf hy oor die opstanding van Jesus Christus. Ons kom nou terug. Kom ons lees 2 Timoteus, Paulus se laaste woorde. Paulus sluit sy bediening af, hy sit in die tronk, hy wag om tereggestel te word, dis heel moontlik ure weg, en dan skryf hy sy laaste woorde uit. Die genade sal by julle wees. En dit is Paulus sy eerste en sy laaste woorde. Paulus begin met die eerste hand, die opstanding van Jesus Christus. En hy eindig by die genade van God. En tussen hierdie 2 punte in sy lewe is daar 'n wonderbaarlike verhaal van hoe hierdie 2 punte lewe en die hele bediening en uitkyk van Paulus in die lewe verander. Tussen hierdie 2 punte van opstanding en genade sien ons Paulus ontwikkel van fariseer na apostel. Van een wat sy geloof vind in selfregverdiging na 'n vasgryp aan die genade van God. Van 'n vervolger van die kerk na 'n martelaar in die naam van Christus. En dit is waarna ons vanmôre gaan kyk, broers en susters. Ons gaan vanmôre na hierdie 2 punte kyk in Paulus se lewe. Die opstanding van Jesus Christus en hoe dit Paulus vasgryp. Hoe Jesus Christus se opstanding uit die dood, die opwek uit die dood uit, hoe dit Paulus se lewe aangryp en hom totaal verander. Dit gee Paulus 'n ander identiteit in die lewe. En dan hoe die genade van Christus Paulus dra deur sy lewe. En daarom is ons tema vanmôre Paulus se eerste en Paulus se laaste woorde. En dan is daar so subteks wat sê, Jesus se opstanding het my lewe verander en sy genade het my gedra. Mag God se woord vanmôre duidelik tot ons spreek as ons na hierdie 2 momente kyk. Nou die eerste punt waarna ons vanmôre kyk is Paulus se lewe word verander deur die opstanding. Paulus se lewe begin by die opstanding. Paulus se lewe begin by die leeggraf. Nou, ek wil hierdie punt begin vanmôre deur 'n aanhaling met u te deel. Nou, dit is seker een van my top 3 aanhalings en dit voel vir my ek haal dit omtrent in elke preek aan, maar ek kan nie anders as om dit vanoggend aan te haal nie. Die aanhaling kom uit 'n boek uit wat Viktor Frankl geskryf het, Man's Search for Meaning. Hy skryf hierdie boek, of hy neem hierdie boek waar, terwyl hy in een van die konsentrasiekampe is in die Tweede Wêreldoorlog.
En hy kyk na die mense rondom hom en dan begin daar 'n vraag in hom ontwikkel, want hy sien hoe van hierdie gevangenes in die konsentrasiekampe op 'n stadium moet opgee in die lewe. En dan sterf hulle sommer net. Maar dan sien hy dat ander teen alle waarskynlikheid bly veg en bly leef. Bly moed hou en nie noodwendig floreer nie, maar dat hulle partykeer aan die dunste draadjie van lewe bly vasklou en dat die lewe aan die dunste draadjie bly hang. En dan skryf hy hierdie belangrike en bekende aanhaling en hy gaan haal dit by Nietzsche. Hy sê, he that has a why to live for can bear with almost any how. Hy neem dit waar. Hy sien dat mense wat 'n geliefde het, wat hulle nog hoop om te sien, het hoop in die lewe. Iemand wat dalk 'n kind het, wat hulle glo hulle na toe kan terugkeer, kan amper met alle ontberings in die lewe saamleef. He that has a why to live for, hy wat 'n rede het om voor te leef, kan met feitelik enige ontbering in sy lewe saamleef. Maar hier's die ding. Viktor Frankl kyk uit 'n sielkundige oogpunt daarna. Hy kyk as 'n psigiater na die lewe en hy kom tot hierdie gevolgtrekking. Paulus kom tot 'n ander gevolgtrekking. Paulus kom tot die gevolgtrekking. He that has a who to live for can bear with anyhow. Hy wat iemand het om voor te leef met 'n hoofletter, kan met enige ontbering in hierdie lewe saamleef. En dit is waarvan Paulus hier praat. Want in die eerste vers in Paulus se briewe, die heel eerste boodskap, die heel eerste gedagte wat hy met die vroeë kerk wil deel, is die opstanding van Jesus. En hierin verklap Paulus die wie van sy lewe. Hierin verklap Paulus die wat van sy lewe. Want as ek jou vanoggend moet vra, vir wie leef jy? As jy nou een persoon moet kies in jou lewe, vir wie leef jy? Nou, meeste van die sal sê, ek leef vir my kinders, of ek leef vir my kleinkinders. En as ek vir u sal vra, as daar een moment in die lewe was, wat die lewe verander het, wat dalk die rigting van die lewe verander het, wat sal daardie oomblik wees? En dan sal party sê, dalk die dag toe ek my vrou ontmoet het. Ek was dalk so iets wat van 'n skerminkel gewees, maar toe my vrou in my lewe inkom en for that matter my man ook, het my lewe begin rigting kry. Of dalk sal hy sê, selfs daai was nog die storm en drang jare van my lewe, maar toe my eerste kind gebore word, het ek besef, my verantwoordelikheid is nou anders. Iemand anders sal dalk sê, weet jy Rian, ek het 'n ernstige siekte oorleef, of 'n hartaanval, of 'n ongeluk. En daar het ek besef, die Here gee my 'n tweede kans. Wat is die moment in jou lewe wat die koers van jou lewe in die rigting van die kruis gestuur het? Paulus sê, my moment was toe ek die opgestaande Here Jesus Christus ontmoet. Daar en dan. Ons ken die verhaal in Handelinge 8 en Handelinge 9, waar Paulus op pad is om die Christene in Damaskus te gaan gevange neem. En dan op pad Damaskus toe verskyn daar 'n lig en 'n stem praat met hom en hy sê, Paulus, Paulus. En dan sê Paulus, wie is dit? En dan sê Jesus, dit is ek, Jesus, wie jy vervolg. En op daai oomblik ontmoet Paulus die opgestaande Here. En sy lewe dop om. Sy lewe verander. Nie 'n siekte nie. Nie 'n kind wat gebore word nie. Nie 'n man of vrou wat in jou lewe inkom nie. Die oomblik toe hy die opgestaande Here Jesus Christus ontmoet. En dis hoekom hy nie kan ophou praat daaroor nie. Dis hoekom dit die eerste en die belangrikste boodskap is wat hy nie kan wag om oor te dra as apostel aan die kerk en aan die gelowiges van die Here nie. Nou broers en susters, daar is so 'n stukkie kommer in my hart as ek hieraan dink vanoggend. Dit voel vir my, en dit kan net 'n gevoel wees en dis dalk 'n veralgemeende gevoel, maar dit voel vir my asof die kerk besig is om weg te beweeg van die kern af. Baie geleidelik. Dit voel vir my, as ons deesdae praat oor geloof en kerk,
dan is dinge wat vir ons belangrik is, die morele lesse wat ons uit die Bybel uit leer. Wat belangrik is, natuurlik. As jy Christus liefhet, dan volg jy wat hy sê reg en verkeerd is. Maar vir baie van ons word die Bybel net 'n morele boek. Ander weer gaan na die Bybel toe om te vra, hoe kan ek die seëninge van die Here in my lewe ontsluit, sodat ek net kan oorvloedig leef in die seëning van God. Die bekende uitdrukking, leef jou beste lewe nou. Vir ander weer word die Bybel so half iets van 'n filantropiese handboek. Ons moet sorg vir ons samelewing en dit is wat ons moet doen. Ons moet oorvloedige goeie werke hê. Wat waar is binne konteks. Dit voel vir my asof ons partykeer besig is om weg te beweeg van die kern van ons geloof. Die opgestaande Here Jesus Christus. Dat dit hy is. Dat dit my verhouding met hom is. Ons soek die vrugte, maar soek nie die verhouding nie. En dis wat Paulus sê. Wat my lewe verander het, is die verhouding met Jesus Christus. Die opgestaande Here. En dan vra mens jouself, maar wat van die opstanding? Paulus, wat tref jou? En kortliks wil ek vir 'n kort oombliekie net terugstap na die opstandingsmoment van Jesus Christus. Wat in daardie oomblik gebeur? En ek wil so half van die een kant vir julle vertel wat by die kruisiging gebeur en dan verduidelik hoe dit inspeel met die opstanding van Jesus Christus. Net so 'n paar gedagtes. En dit gryp Paulus aan. Jy sal onthou, met die kruisiging van Jesus, roep Jesus op 'n stadium uit, my God, waarom het U my verlaat? En dan kom daar duisternis oor die aarde vir 3 ure. Nou baie mense het al oor dit geskryf, en wat baie mense sê waaroor dit gaan, is op daardie oomblik, roep Jesus uit, my God, waarom het U my verlaat? En as jy vra, wat is die definisie van hel? Dan is die definisie van hel die oomblik as jy van God verlate is. En die duisternis is die simboliek van die skeiding wat tussen God en die Seun plaasvind. Dit is so intens dat die skepping in duisternis gehul word. Aan die kruis simboliseer die duisternis God se oordeel oor sonde. Wat gebeur die Sondagoggend? Matteus 28. Die môre vroeg, toe dit besig was om lig te word. Maar die opstanding word dit nie donker nie. Dit word lig. Die oordeel is afgehandel. Die dood is oorwin. Die lig begin vir die mensdom skyn, soos die eerste keer met die skepping in Genesis, toe God Adam en Eva die eerste keer die lig laat sien, so breek die nuwe lig met die opstanding vir die mens aan, om te sê die verlosser het opgestaan. Verder, met Jesus se kruisiging word die klip voor die graf van Jesus ingerol, as 'n simbool van Jesus is dood. Met die opstanding word hierdie klip weggerol, sodat jy en ek 2000 jaar later in die graf kan inkyk en kan sien voorwaar die graf is leeg. By Jesus se kruisiging roep die mense kruisig hom. By sy opstanding roep hulle, hy leef. By Jesus se kruisiging hardloop die disippels weg. Soveel so Markus hardloop hom uit sy klere uit en word die eerste kaalnaler in die geskiedenis. By Jesus se opstanding steek hy sy hand uit en hy sê vrede vir julle. Thomas druk sy vinger in Jesus se sy in om die merk te voel waar die spies hom binne gedring het, waar die spykers deur sy polse was, en Thomas kom tot geloof. En jy sien, dit is daardie opstandingskrag, die waarheid en die realiteit van die opstanding, die nuwe begin, die oorwinning van Christus, wat Paulus se hart vasgryp. En sê, dis waaroor dit gaan. Want jy sien, by die kruis sien ons wat sonde aan Jesus doen. By die opstanding sien ons wat Jesus aan sonde doen. Tweedens, die opstanding van Jesus gee betekenis aan Paulus se lyding. Broers en susters, ek het vroeër vanoggend gesê, hierdie week wat verby is, het ons 4 begrafnisse gehad.
4 mense uit ons gemeenskap uit, 4 geliefdes waarvan ons afskeid geneem het, 4 begrafnisse. Die week voor dit is my beste vriend en vriendin, hulle is getroud na skool. Hulle het begin met hulle verhouding op skool as 'n keis en hulle is toe later getroud. 'n week gelede, net voor dit, is hulle 17-jarige dogter na 3 jaar kankerstryd oorlede. En weet jy wat gebeur by elke begrafnis? Wanneer jy by 'n geliefde gaan sit wat iemand aan die dood afgestaan het, kom die vraag onwillekeurig, waar gaan ek krag kry? Hoe maak hierdie dood sin? Hoe kan ons verstaan wat hier gebeur? Het jy al ooit by 'n ouer gesit, broers en susters, wat 'n 17-jarige kind aan die dood afgestaan het? Dalk is jy ouers wat dit al beleef het self. Oupas en oumas. Daar is nie rouer emosie as dit nie. Daar is nie meer hoekom vra as daardie punt in jou lewe nie. Wat sê ons vir hulle? Wat sê jy vir iemand wat in die rouste oomblik van sy lewe bekeer of homself bevind en beleef? Waar begin jy om antwoorde te soek? En dan sal mense altyd vra, "Jessie Dominee, ek wil nie jou werk hê nie, want dit moet seker die swaarste ding wees om daar na mense toe te gaan." Broers en susters, dis die wonderlikste oomblik in 'n dominee se lewe. Om dan na mense toe te gaan. Want jy bring hoop. Jy bring ware hoop. Jy bring die hoop van die opgestaande Here Jesus Christus. Want jy sien, dit is daar, by die leë graf, wat lewe en dood sin maak. Dis wanneer jy kyk in die leë graf in waar die klip weggerol is en jy sien Jesus se kleed waarin hy begrawe is, sy kopgedeelte is opgevou. Dis daai moment waar die lewe en die hoekom vra van die lewe begin sin maak. Jy bring hoop. En die hoop wat jy bring is die hoop van die opgestaande Here. Ek wil jy 'n storie vertel. 'n Ware verhaal van 'n 8-jarige seentjie met die naam Philip. Philip is in sy 8-jarige ouderdom is hy met leukemie gediagnoseer. Ongeneeslik, hulle het alles probeer, maar op 'n stadium moes hy en sy ouers vrede maak met die tyding dat hy nie 'n langer lewe gaan hê nie. En op 'n dag by die skool kry hulle die opdrag om die volgende dag van die huis af te kom met 'n simbool van lewe. Enige iets wat hulle herinner aan nuwe lewe. En die klas is opgewonde, daar's 'n buzz, en hierdie 8-jarigetjies is almal huis toe, en die volgende dag kom hulle bymekaar, en een kom daar aan en hulle het 'n blommetjie in die hand. En die juffrou sê, "Ja, en wat beteken die blommetjie?" En die dogtertjie sê, "Juffrou, dit beteken nuwe lewe. Hierdie blommetjie het begin as 'n saadjie, en kyk hoe mooi blom die blommetjie." En die juffrou sê, "Dis mooi, dis lewe." En 'n ander mannetjie bring 'n blaartjie daaraan en sê, "Juffrou, as ek na bome se blare kyk, dan herinner dit my aan nuwe lewe, seisoene, bruin en partykeer groen." En so gaan die hele klas deur. En op 'n stadium vat die juffrou een van hierdie plastiese paaseiers wat jy altyd gekry het. Daar was altyd so 'n speeldingetjie binne. En sy is baie nuuskierig en sy sê, "O, wie se eiertjie is hierdie?" En sy maak die eiertjie oop en die eiertjie is leeg binne. En die klasie begin so lag en een van die seentjies sê, "O, iemand het seker weer die opdrag verkeerd verstaan." En Philip steek toe sy hand op en hy sê, "Juffrou, dis my eiertjie. En my eiertjie is leeg, nie omdat ek die betekenis verkeerd verstaan het nie, maar omdat dit vir my die leë graf van Jesus simboliseer. Want dis waar nuwe lewe begin. Dis waar my nuwe lewe gaan begin, juffrou." En 'n paar maande later is Philip oorlede. En as hulde blyk, het sy hele klas 'n plastiese leë paaseier op sy kus neergesit. Want vir hulle was dit die simbool van nuwe lewe, van hoop. Want Paulus klik iets. Paulus klik iets met die opstanding van Jesus. As Jesus leef, het my swaar kry betekenis. As Jesus leef, dan het ek hoop. As Jesus leef, is ek okay. Want al wat ek hoef te doen is op te kyk en te sien die hemel is oop. Dis al wat jy hoef te doen. Ons laaste punt, baie kort. Paulus se laaste woorde, genade. Genade sal
by julle wees. Dis waarmee hy afsluit. 2 Timoteus 4, hy skryf net so 'n paar verse voor dit, in vers 7 sê hy, ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik, ek het gelowig entyd volgehou, nou wag die oorwinnaarskroon vir my. Paulus skryf hierdie brief, hy sit in die tronk, almal het hom verlaat, net Lukas is by hom. Hy wag om tereggestel te word, en dan sê hy, weet julle wat sien ek? Ek sien die oorwinnaarskroon. Ek sien Jesus, wat sy hande van genade uitstrek na my. En daarom kan ek vir julle sê, broers en susters, die opstanding van Jesus het my lewe verander. Maar sy genade het my gedra. Sy genade het my gedra deur my lewe. En nou gaan sy genade my dra in die hemel in. En daarom sluit Paulus af en hy sê, die genade sal by julle wees. Nie moontlik nie, nie as nie, sal. En daardie dag gaan dit nie jou prestasies wees nie, dit gaan nie jou rykdom wees nie, dit gaan nie jou memories wees nie, dit gaan ook nie jou foute wees nie. Die genade sal by julle wees. Ek sluit af met die laaste woorde. En ek parafraseer vir Paulus. Hy het dit nie gesê nie, maar ek glo hy het dit geglo. Paulus sou sê vanmôre, die opstanding van Jesus Christus het my lewe verander. Sy genade het my gedra. Amen. Kom ons bid saam. Here God, ons wil aan U genade kom vasgryp. Soos 'n drenkeling wie se skip gesink het en besig is om onder die golwe te verdwyn, wil ons aan die genade kom vasgryp, asof dit ons lewensboei is, want dit is, Here. Here, ons wil vanmôre kom staan by die oop graf, saam met Maria, saam met Petrus en saam met Johannes, en ons wil inloer en uitroep, Jesus leef. En dan wil ons opkyk, Here, en die geopende hemel sien en weet, ons is okay. Jesus leef. Mag hierdie wete ons gevange neem vanmôre. In Jesus se naam. Amen. Broers en susters, kom ons sluit vanmôre af deur te staan en te sing lied 524. God roep ons om met woord en daad vir hom te leef en werk. Hy roep ons deur sy woord en gees en maak van ons sy kerk. Ons het hierdie boodskap van die evangelie, opstanding van Jesus ontvang. Kom ons gaan leef dit, kom ons gaan verkondig dit. Kom ons sluit af lied 524, vers 1 en vers 3. Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus
En die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees en met u bly. Amen.